Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie yskoue donderdagoggend. Ons gaan voort met Jesaja 43 en wat jy moet onthou in Jesaja, baie van die gedeeltes in Jesaja is amper asof dit 'n tipe hofsaak is, waar partye mekaar aankla en geleentheid het om hulle saak te stel. En hoor nou hier vanaf vers 22. Dit is nie vir my wat jy aangeroep het nie, Jakob. Trouwens, jy het moeg geraak vir my, Israel. Jy het nie vir my die kleinvee van jou brandoffers gebring nie. Met jou slagoffers het jy my nie vereer nie. Ek het jou nie belas met graanoffers nie. Jou nie vermoei deur wierook te eis nie. Jy het nie vir my met geld kalmoes gekoop nie. Met die vet van jou slagoffers het jy my nie verkoop nie. Nee, jy het my met jou sondes belas. My met jou sondeskuld vermoei. En ja, ek is die een wat ter wille van myself jou oortredings telkens uitgewis het. Jou sondes nie in herinnering geroep het nie. Kla my aan. Laat ons saam die saak beslis. Stel jou saak, sodat jy gelyk gegee kan word. Jou eerste voorvader het gesondig. Jou woordvoerders het teen my oortree. Toe het ek die heilige hoë amptenaar ontwy. Ek het Jakob aan volledige vernietiging oorgegee en Israel aan beledigings. Vriende, ons lees tot sover. Hier word eintlik die saak gestel ook van hoekom die volk in ballingskap is. Die Here sê hy telkens ter wille van homself hulle oortredings vergewe. Heeltyd. Maar iewers het dit op 'n punt gekom waar hy ingegryp het en hulle gestraf het. En nou, ter wille van homself, nie ter wille van die volk nie oor hulle nie, kies hy weer vir hulle en bring hy hulle weer terug. Vriende, uiteindelik het God hierdie ding gewys aan die kruis, hoe ernstig hy hieroor is om ter wille van homself ons sondes te vergewe en vry te spreek. Daar het God gewys hoe ernstig hy daaroor is. En nou weer is hy die een wat vir my en vir jou roep. Nie andersom nie. Hy roep ons. Hy vra vir ons. Los al die goed. Los al die afgode. Los al die goed waaraan jy verslaaf is. Los al die sonde. En volg my. Kom laat ons oorbegin. Dis wat God hier met die volk doen. Hy vat hulle weer, bring hulle weer terug na die land toe. Dis eintlik 'n nuwe Exodus. Dit is 'n nuwe begin. Kom ons begin weer. So roep God my en jou ook. Kom ons begin oor. Kom ons begin weer. Amen. Here almagtige God, baie dankie ook vir hierdie teks. En ja, Here, help ons om hieraan vas te hou. Om met ons lewe hieraan vas te hou. Tot eer van U heilige naam. Amen. Geliefdes, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.